Goeiemôre, baie welkom vir almal wat nie ver gaan hardloop daar in Natal nie, so baie welkom vir julle. Dit is lekker dat julle hier is. Vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle reg oor die wêreld wat julle inskakel. Dit bly vir ons 'n groot voorreg dat julle kan deel wees van Mosambiek, Suid-Afrika, Berlyn, al die plekke. So dis vir ons 'n groot voorreg. Ek wil voordat ek vir ons bid, wil ek regtig eintlik sommer net hê jy moet weet dat die Here wil iets kom doen vandag. En ons het hom so vertrou en so gebid hierdie week vir regtig iets wonderlik. En so ons vertrou dat hy jou op 'n spesiale manier kan ontmoet, maar miskien moet jy net jou hart oopstel vir wat hy wil kom doen vandag. Miskien het jy nodig om net te sê, Here, hier is ek. En nie teen alles te gaan en wat jy voel en wat jy wonder en wat jy nie verstaan nie, maar om die Here te vertrou dat hy is God, dat hy ken die detail van jou lewe en hy weet wat hy vir jou beplan en waartoe hy op pad is en wat hy in en deur jou wil doen. En ek wil hê, soos wat ek vir ons bid, moet jy dalk net self vir die Here sê, Here, hier is ek en praat met my, kom bedien my, want ek glo hy wil dit op 'n spesiale en 'n spesifieke manier vandag ook vir jou kom doen. So kom ek bid vir ons en dan gaan ons in die woord van die Here ook induik. Here, dankie. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie dat u die God is wat naby wil wees en naby is. Dankie vir u Gees. Kom bedien ons, Here. Kom breek die woord vir ons oop. Kom praat met ons, kom ontmoet ons op 'n baie spesifieke, spesiale manier ook vandag. Ons eer U, ons prys U, U is dit so waardig. Amen. Ons het in ons reeks 1 Timoteus, 'n gids vir die huisgesin van God, en Timoteus is hierdie jong man wat Paulus ontmoet op een van sy reise en hy neem hom onder sy vlerken en hy begin hom disipel sodat hy 'n disipelmaker kan word van ander mense en hy word deel van hierdie binnekring van Paulus en oral waar hy gaan en die evangelie verkondig en kerke plant, is Timoteus deel van dit. En dan los hy hom by die kerk in Efese en hy sê, okay, ek wil jy moet hier bly en jy moet verder gaan want daar's wolwe wat inkom en hulle wil 'n ander boodskap as die goeie nuus van Jesus kom verkondig en uit 'n ander hoek en dit is belangrik dat jy hulle sal teenstaan en dat jy met hulle sal, dat jy hierdie wat God hier besig is om te doen, dat jy dit sal beskerm. Maar alhoewel dit 'n private brief is vir Timoteus in 'n sekere sin, is dit 'n publieke brief wat hy vir die kerk deur Timoteus skryf en sê Timoteus, hier's wat jy vir die kerk moet leer. En dis ook vir ons en vir ons wat hier is, omdat dit baie verder is en Paulus skryf die doel in 1 Timoteus 3 sê hy, ek skryf hierdie dinge dat in geval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God. En dis waar die ondertitel van dit vandaan kom. Dit is die gemeente, hierdie huisgesin van God, is die gemeente van die lewende God. En die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. En daarom is dit belangrik dat ons ook sal let op wat hy vir Timoteus wil leer, omdat ons as gemeente en as kerk van Jesus Christus die draer en die beskermer is van die waarheid in 'n tyd soos nou. En daarom is dit belangrik dat ons sal weet wat hy vir Timoteus leer en vir die kerk in Efese en dat ons dit sal uitleef binne in hierdie. Laasweek het ek met jou gepraat in die eerste deel van hoofstuk 1 wat Paulus vir Timoteus sê, luister, hier's ouens wat inkom en hulle het 'n ander evangelie wat hulle verkondig. Dis nie die eintlike evangelie nie. Hulle mis die punt waaroor dit gaan en dit gaan eintlik oor liefde. En hulle gebruik die woord, alhoewel die woord van God belangrik is en 'n baie spesifieke funksie het, gebruik hulle dit verkeerd en hulle mis waaroor dit gaan. En dat die woord eintlik baie duidelik wys dat ons is sondig en ons is skuldig en ons het God se wet oortree en dat ons het 'n verlosser nodig. En hy het die verlossing bewerk. Hy het genade in Jesus Christus bewerk en daar is genoeg vir almal. Paulus sê Christus het gekom om sondaars te verlos en hy sê ek is die grootste van hulle. En ek het met jou laasweek gepreek dat maak nie saak waar jy is nie en hoe ver jou storie is en hoeveel jy droog gemaak het en hoeveel sonde daar is nie. Daar is genoeg genade vir jou in Jesus Christus. En dan maak nie saak hoe goed jou storie is en hoe goed jy groot geword het en al die versies wat jy ken nie. Jy het ook genade genodig en daar is genoeg van dit. En dan gaan Paulus eintlik aan en ons gaan in vers 18 induik wat hy eintlik verder gaan oor hierdie opdrag van hierdie ding wat hy vir Timoteus gegee. En dan sê hy, hierdie opdrag wat ek nou gegee het, vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus. Dis nie net 'n voorstel nie, dis nie net 'n idee wat ek deel nie, dis 'n opdrag wat ek vir jou gee. Maar moenie mis die hart van Paulus in hierdie nie. My kind Timoteus. Ja, dis hierdie brief vir Timoteus. Ja, dis hierdie brief vir die kerk. Maar hoor die hart van 'n vaderfiguur wat 'n jong man disipel en vir hom sê ek wil hê jy moet weet wat hier aangaan. Hierdie Timoteus het net soos baie mans
Het as hierdie fluisterstemme wat hierdie vraag in ons hart bly vra, het ek wat dit vat? Is ek goed genoeg? En vrouens, dis hoekom jou man baie keer goeders sal doen en geld spandeer op goeders, is omdat daar iets hier binne hom is wat wil wys dat hy kan wen. En wat kan wys dat hy is goed genoeg. En ons probeer dit doen op verskillende maniere en afhangend van hoe gesond daai ding is hier binne, luister ons vir die stemme. En eintlik wat Paulus vir Timoteus sê, luister, moenie na hierdie stemme luister nie. Moenie na hierdie stemme luister nie. Ek wil jou bemoedig, en dan sê hy in ooreenstemming met die profeseë wat vroeër oor jou uitgespreek is. Hier's wat jy moet weet, Timoteus, dat God het jou geroep vir 'n tyd soos nou. God het jou geroep vir 'n taak en hy het jou toegerus en vir jou gegee wat nodig is, juist dat jy kan doen dit wat ek vir jou vra om te doen. En as dit kom by profesie, wil ek hê jy moet weet, wanneer dit kom by profesie, is daar hierdie twee bene, daar's hierdie twee dele wat belangrik is. Ja, aan die een kant is dit hierdie bonatuurlike woord wat God gee. Partykeer as jy 'n profesie kry, is dit 'n bonatuurlike woord wat God gee en vir jou iets sê van jou toekoms, van wat gaan gebeur, wat jy nie weet nie, wat nog nie gebeur nie, of oor 'n gemeente. Profesie wat gegee is vir ons kerk is dat God se gees wil iets hier kom doen. Dat God se gees daal neer en is dig en wil iets kom doen spesifiek. En as jy gister enigstens by ons eerste Saterdag gebed was, sal jy weet presies wat het gebeur. God het ons op 'n bonatuurlike, wonderlike manier kom ontmoet. Ons was so bewus van sy teenwoordigheid gister. En hy wil dit vandag ook kom doen. So ja, dis daai in my eie lewe toe ek tot bekering gekom het ou profesie gegee en sê jy gaan voor duisende preek en klomp dinge sê en alles het in vervulling gekom. Ja, daar is daai kant van profesie. Maar die ander kant van profesie is dat jy waarheid oor iemand spreek wat in lyn is met God se woord, wat hulle dalk nie sien nie, maar wat daar is. En jy spreek hierdie waarheid oor 'n jong man en jy spreek hierdie waarheid oor wat waar is in lyn met God se woord en ons het baie van dit nodig in 'n gemeente, in 'n kerk en in 'n tyd soos nou. Ons het nodig om waarheid oor 'n generasie wat na ons kom te spreek en sê, hier's wat God sê, hier's wat God wil doen, hier is wat hy kan en in en deur julle doen. En hy sê, ek wil jou aanmoedig. Of was 'n klomp goeders, hy sê nie presies wat die profesie was en hoeveel daar was nie en hoeveel deur sy ma en sy ouma gebeur het en hy wat hande opgelê het. En dan sê hy, die rede hoekom ek al hierdie dinge herinner, is sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry. Timoteus, jy is nie net 'n kerkplanter nie, jy is nie net 'n predikant by hierdie kerk nie, jy is 'n krygsman in 'n oorlog. En as jy 'n volgeling van Jesus is, moet jy weet, die oomblik wat jy tot bekering kom, word jy 'n soldaat in die weermag van God en daar is 'n geestelike oorlog aan die gang. Ons het 'n regte vyand. En sy doel is om te steel, te slag en uit te roei. Hy wil jou lewe verwoes, hy wil jou verhoudings verwoes, hy wil jou huwelik verwoes, hy wil jou kinders verwoes. Hy wil jou drome verwoes. Hy wil dit doen en as jy nie bewus is van hierdie oorlog wat aangaan nie, dan gaan jy verloor. Weet jy wie wen die fight? Die een wat voorbereid is. Weet jy wie verloor die fight? Die een wat nie geweet het 'n fight gaan gebeur nie of wat nie voorbereid is. En as jy nie bewus is dat daar is 'n vyand in jou lewe nie, hy sal jou wegsleep en hy sal vir jou seermaak en hy sal dinge in jou lewe verwoes. En dit is nodig om, hy sê luister, daar is hierdie stryd wat aangaan. Daar's hierdie oorlog wat aangaan. En God het sekere wapens gegee vir hierdie oorlog. Gebed is deel van 'n wapen vir hierdie oorlog. Lofprysing is 'n wapens vir hierdie oorlog. Om gehoorsaam te lewe en te doen wat God vir jou vra is deel van oorlog en is wapens. Om die woord van God te verkondig en goeie doktrines te handhaaf is deel van wapens. En dan sê hy, met geloof en goeie gewete, iets wat sommige mense versaak het, waardeur hulle geloof skipbreek gelei het. En hy sê, jy weet sekere ouens wat gedink het, hulle gaan hierdie fight kan fight, in hulle eie krag, en nie is die ding, hulle het verloor. As jy dink jy kan dit in jou eie krag doen, dan mis jy punt. Nee, ons staan in die oorwinning wat Jesus aan die kruis bewerk het. Sy dood en sy opstanding het oorwinning behaal en ons staan in dit. En ons bring dit in die lig in. In die lig is daar vryheid, in die lig is daar lewe. In die lig is daar versoening en is daar dinge wat kan gebeur. En sekere ouens het afgedwaal van hierdie en hulle het gedink hulle kan op hulle eie doen, hulle het nie meer geloof gehad nie. Of hulle het nie 'n goeie gewete gehad. En dan noem hy spesifieke voorbeelde van ouens wat dit gedoen het en eintlik van hierdie teenstanders en hierdie ouens wat verkeerde dinge geleer het. Onder hulle was Hymenaeus en Alexander wat ek aan Satan oorgegee het sodat hulle kan leer om nie te laster nie. En wat hy sê is luister, ek het hierdie ouens oorgelaat aan hulself. Hulle was op 'n pad en hulle wou nie verander van dit nie en ek het hulle oorgelaat. Jy wil nie daar wees nie. Jy wil nie by 'n plek wees wat God sê okay, jy's op jou eie nie. Ek weet maar wat van genade? Genade vir 'n wolf wat inkom in die kerk te verwoes, is haat vir die skape. En Paulus hanteer dit. En dan duik hy in
baie spesifiek vir hierdie stryd. Hy duik in een van hierdie wapens aan wat juis gaan oor gebed en hoor baie mooi. Baie mense wil hierdie deel leer oor tipes gebed en ja, daar word tipes gebed genoem, maar die primêre doel van hierdie gedeelte is nie gebed nie. Die primêre doel is om te sê, hier's hoekom ons moet bid. Die primêre doel van hierdie gedeelte gaan oor verlossing en dat God se hart is vir verlossing. So dan sê Paulus, hy sê, hier's die eerste ding, hier's die belangrikste ding in hierdie stryd, hier's wat jy moet onthou. Hoofstuk 2, hy sê, heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word. En hierdie woordjie alle en almal moet jy oralste omkry, want ons gaan hom 'n paar keer kry, want dit is iets van die hart van God. En hy noem 'n paar soorte gebede en smekinge is dat jy vra vir sekere dinge, gebede is gebed in die algemeen en lofprysing, voorbidding te doen, jy bid vir ander mense en dankgebede het te doen met danksegging om dankie te sê. En die doel is nie om verskillende gebede uitlig nie, wat Paulus hier sê is, bid alle tipe gebede vir alle mense. Dis wat hy wil sê. Kan ek jou vra? Hoe gaan dit tans met jou gebedslewe? Hoe gesond is jou gebedslewe? Wie van julle sou sê dat jy het eintlik hulp nodig en jou gebedslewe is nie wat dit moet wees nie? Okay? Nou ek wil 'n paar vrae vir jou vra. En hierdie vrae is nie om skuldgevoel te skep nie, hierdie vrae is om vir ons te help sien wat gaan aan in ons lewe. En hoe gesond is ons? Ek hou ook nie van hierdie vrae nie. En elke keer wat ek met hierdie vraag gekonfronteer word en hierdie vraag vir myself vra, word ek gekonfronteer. En hier is die eerste vraag, is gebed jou eerste reaksie of jou laaste uitweg? Is dit die eerste ding wat jy doen nadat jy e-mail gekry het, nadat jy daai oproep gekry het, nadat jy daai nuus gehoor het, nadat daai persoon dit gesê het? Is dit jou eerste reaksie of is dit jou laaste uitweg? Ek het nou alles gedoen, daar's niks wat oorbly ons om te bid nie. Ons begin van die jaar, dis bandjies veel uitgedeel, bid eers. Voordat jy die e-mail stuur, voordat jy in die kar klim, voordat jy na 'n vergadering is, bid eers. En die hart was om 'n gewoonte te kweek dat ons eers sal bid en dat dit nie die laaste ding sal wees nie. Hoe lyk dit in jou lewe? Hoe gesond is dit in jou lewe? Wat so fundamenteel vir die eerste kerk was, het so iets bykomend geword in ons kerk. Ons hanteer partykeer gebed soos wat ons die nasionale, soos die volkslied hanteer by 'n rugby byeenkoms. Ons gaan voor die Springbokke sing, dan sing ons hier sekerlik. Die doel van die game is nie om die volkslied te sing. Dis nie dat ons sê, okay, kom ons reël 'n game tussen die All Blacks en die Springbokke sodat ons die volkslied kan sing. Dis nie die doel nie. Die doel is die rugby game. En baie keer dink ons so oor gebed dat hier is ons lewe, ons gooi net gou ietsie by, ons doen net gou voordat ons eet, net gou ons doen net so ietsie. En ons mis die hart van God. Is dit nog 'n eerste reaksie? Of is die laaste uitweg? Daar's krag in gebed. Verstaan jy het 'n foon. Ons het telefone en ons telefone kan allerlei goeders doen en is wonderlik en jy kan 'n blokkie daar en 'n 2-punt plug hê, maar as jy nie daai kabel het nie, jy kan nie die krag kry daar nie. Verstaan, ons het hierdie foon en jy kan internasionaal bel en dinge sien en alles uitvind so, maar as hy begin pap word, dan begin ons amper so paniekerig gou. O, batterye begin lag, ons het krag nodig. En so is dit ons lewe ook. Maar gebed is daai krag wat ons met hierdie onuitputlike bron van God kan connect vir hierdie lewe wat ons moet leef. Tweede vraag, as God ja sou sê vir al jou gebede van laasweek, hoeveel beter sou die wêreld wees? Ek hou nie van die vraag nie. Hoeveel beter sou die wêreld gewees het? Sou daar nog, hoeveel meer mense sou tot bekering gekom het? Sou daar nog kinders met hongersnood gewees het? Sou daar nog onbereikte groepe in die wêreld gewees wat nog nooit die goeie nuus van Jesus gehoor het nie? Sou daar nog groepe gewees het in tale in die wêreld wat nie die Bybel in hulle eie taal het nie? Sou daar nog ongeregtigheid wees in hierdie wêreld en in ons stad en waar ons leef? Sou daar meer vryheid gewees het en minder mense wat verslaaf is aan goed as gevolg van jou gebede van laasweek? Of sou net jou lewe beter gewees het? Die derde ene. As die Heilige Gees jou lewe sou verlaat, hoe lank sal dit wees voordat jy dit besef? Hoe lank sal jy besig wees met jou lewe, met jou besigheid en met jou dinge en net ergens besef jy net, maar God is nie meer hier nie. Luister, jy kan hel toe gaan op goeie morele beginsels te leef. As Jesus nie deel is nie en sy nie die bron van jou lewe is en dat jy in hom en onder hom is nie, dan mis jy die punt. En ons moet pas op dat ons nie hier kom nie. Een van die saadste stories is die storie van Samson, soveel potensiaal, soveel dinge wat God in hom wou doen.
En hy leef sy lewe en doen wat hy wil, en wat ook al goed is in sy eie oë, doen hy. En dan probeer hulle agterkom waar sy krag lê, en hy het hierdie vrou wat hom nag die hele tyd, en dan sê hy dit, en dan sê hy dit, en elke keer, dan kom die Filistyne, en dan probeer hulle hom vang, en dan staan hy op en oorwin hulle almal, en dan later sê sy, jy vertel my nie die waarheid nie, en dan vertel hy die waarheid, en dan sny sy haar af. En dan vind jy van die hartseerste woorde in die Bybel. En toe die Filistyne kom, het Samson gedink, hy gaan opstaan, en net weer doen soos altyd, min wetend, dat God hom verlaat het. En hy word gevang en sy oë word uitgesteek. Mag ons nie daar kom nie, ons. So Paulus sê, luister, bid alle tipe gebede vir alle mense, en dan sê, en moenie hierdie onderkategorie vergeet wat deel maak van alle mense nie, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee. En dit is asof hy wil sê, luister, in hierdie proses, julle leef in 'n tyd, en hulle leef in 'n tyd van Nero, wat Christene vervolg en vir die van daarvan doodmaak, wat hulle in sy tuin laat aan die brand steek, sodat daar lig in sy tuin kan wees in die aand. Hy sê so, by the way, net onthou, om te bid vir hierdie ouens ook, hulle is deel van die almal. Bid ook vir hulle, en dan gee hy 3 redes. Hy gee 3 redes in vers 3 en 4, 5 en 6 en vers 7 gee hy die 3 redes, hoekom hy sê bid vir almal. En die eerste een wat hy sê, sodat ons 'n rustige, nee, hierdie is die deel nie. Hy sê sodat ons bid vir hierdie ouens, sodat ons 'n rustige en 'n stil lewe in godsvreesenheid en waardigheid kan lei. En die fout wat ons as Christene maak is baie keer om hierdie vir onsself te maak. En ons dink soos, okay, bid vir die leiers van ons land sodat ons 'n rustige lewe kan hê. Bid dat hulle wysheid sal leef sodat ons nog Christendom in ons skole kan hê en sodat ons nog Christenwaardes kan uitleef en sodat daar nie weerstand is nie. So dis hoekom Paulus sê bid vir al hierdie ouens. Dis nie wat Paulus gesê het nie. Dis nie konteks eers waar hulle ingeleef het nie. Paulus sê, luister, ek wil hê julle moet bid vir alle mense, insluitend vir die konings, want deurdat julle bid vir mense, en julle bid vir hulle bekering, insluitende die konings wat julle besig is om te vervolg, ten spyte van al die mense wat om julle is, in dit wys julle dat julle dieselfde hart van God het, dat julle leef in Godvreesendheid, en dat julle wil sien dat hierdie mense ook tot bekering kom. Want dan gee hy die rede. Hier is die eerste rede. Dit is goed en reg in die oë van God, ons verlosser. Dit is reg, wat wil hê dat, hier sit weer, alle mense, insluitend konings en al hierdie ander ouens, verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Ek wil julle moet bid vir al hierdie ouens. In plaas van om te kla en te moan en kommentaar op Netwerk 24 te sê, plaas bid jy, sodat hulle ook tot bekering kan kom, want God se hart is dat hulle ook tot bekering kom. Nie net dat jy 'n beter lewe kan lei nie, nie dat hulle deel kan word van die koninkryk van God. So hy sê, bid vir alle mense, want dit is God se hart, dit is God se wil. En dan gee hy die tweede rede, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Hier is wat jy moet weet, en hy haal die skema aan van in Exodus wat sê, daar is net een God. En dan sit hy die Christen weergawe by, en een middelaar tussen God en mense. Hier is wat jy moet weet, hier is die tweede rede, wat homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. En hierdie is 'n geloofsbelijdenis heel moontlik, wat bekend was aan Timoteus in die kerk. En Paulus haal dit aan, en hy sit sy 'n kommentaar op dit by. En hy het 'n losprys betaal, hy het 'n prys betaal wat voldoende is, sodat jy verlos kan word, sodat jy vry kan word, sodat jy kind kan word, en sodat jou sondes vergewe kan word. En hy sê, luister, hier is wat jy moet weet. Nie net is dit vir God aanneemlik nie, en in sy hart dat alle mense gered moet word nie. Die ander waarheid is, daar is net een God, en daar is net een middelaar, daar is net een persoon wat verlossing bewerk het, en indien mense dit nie hoor nie, is daar geen ander verlossing beskikbaar nie. Daar is geen verlossing buite Jesus nie, daar is geen genade buite hom nie. Niemand anders nie het die losprys betaal behalwe hy nie. En indien ons nie dit vir mense sê nie, en nie vir mense vertel van dit nie, dan mis ons die hele punt. En dan sê ons die prys wat Jesus betaal het, is nie eintlik so baie werd nie. Markus sê dit so, die seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Dis God se hart. In Johannes 2:2, hy, Jesus is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld. Hy het genoeg gedoen vir almal, die hele wêreld. Johannes 3:16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste, en hoor hierdie kontraks, God se hart is vir almal, maar hy gee die een, sy enigste seun gegee, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur, om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Dit is sy hart. Daar is net een verlossing. Sy hart is vir almal.
Nou 'n paar verse in Handelinge 2 wat ek vir jou wil lees, is nie op jou raamwerk nie. Maar vandag vier ons dit is Pinkstersondag, is 10 dae na die hemelvaart. En dis die Sondag wat God sy gees uitgestort het en wat die kerk begin is. En as hierdie 120 gelowiges by mekaar en hulle bid tot God, en die volgende oomblik hoor hulle 'n geluid soos wind wat die hele vertrek vul. En hulle sien iets soos vuur en dit verdeel in 4 tonge en kom op elkeen van die Christene wat daar is. En dan begin hulle in allerlei verskillende tale praat. En is allerlei verskillende landstale waarin hulle begin praat en skielik begin al hierdie verskillende nasies en volke wat in Jerusalem is, begin hulle die goeie nuus van Jesus, die evangelie hoor in hulle eie taal. Wat weer eens wys dat God is vir almal, die evangelie is vir almal. Hy wil sy kerk hê vir almal. Waar die toring van Babel was om chaos te veroorsaak deur verskillende tale, is daar nou verskillende tale om eenheid te bring in die gees van die Here, in die evangelie. En ek wil vir jou lees, hoor net waarvan hierdie ouens uitkom. In vers 5 staan daar het godsdienstige Jode uit die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle, die mense wat daar praat, is tog almal geleers. Hoe hoor elkeen van ons sy eie moedertaal? En hoor nou gee hulle uitbreiding van wie die almal is. Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van Libië, Afrika is ook hier ingesluit, om Sirene, mense uit Rome, daar's Italianers ook, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. En hulle soos, wat gaan hier aan? Verduidelik vir ons, en Petrus staan op en hy begin preek. En hy sê, luister, God het lankal hierdie gesê. Wat hier gebeur is deur die profeet Joël gesê, so sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. Op alle mense, dis vir almal. Die goeie nuus is vir almal. En dan in vers 21 sê hy, so sal dit dan wees, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hy sê God vir almal. En hy sê, luister, Paulus sê, bid vir almal. Want dit is sy hart. En dis die rede hoekom Jesus sterf het. En dan sy derde rede sê, hiervoor is ek aangestel as prediker en apostel. Ek praat die waarheid, ek lieg nie. As leermeester om die heidene in geloof en waarheid te leer. Hy sê, luister, daar was 'n oomblik wat ek Jesus ontmoet het. Die slegste van sondaars. En hy het my geroep en sê, gaan na hierdie nasies toe, gaan na hierdie nie-Jode toe en verkondig die goeie nuus van Jesus. Ek stuur jou om hulle oë oop te maak en hulle van duister na lig te bring. Hy sê, so dis die derde rede en dis hoekom julle deel is, Efese, dis hoekom ons deel is. Polycarp was een van die kerkvaders. Hy het geleef, hy was 'n disipel van Johannes. En hy het geleef hier 69 na Christus tot 150 na Christus. En hulle het hom probeer doodmaak deur hom aan die brand te steek, omdat hy gelowig is. Die vuur wou hom nie brand nie. En dus ons ook dan steek hulle hom dood met 'n mes of met 'n swaard. En hy het hierdie volgende skryf, en dit was net mooi, ek wil net iets by jou los. Hy het iets van hierdie verstaan, en dit gee vir ons 'n prentjie van hierdie eerste kerk, wat iets verstaan het om te bid vir almal. Hy het die volgende geskryf, hy sê, pray for all the saints, bid vir al die gelowiges, dis mooi, maar pray also for the emperors, and for potentates, dis magbehebers, and princes, and for those who persecute you, and hate you, and for the enemies of the cross, bid vir hulle ook, that your fruit may be manifest among all men, that you may be perfected in him. Sodat dit weer eens iets wys dat julle is gelowiges. Selfs wat Paulus sê. Bid vir al hierdie ouens, die ouens wat julle wil doodmaak, die ouens wat julle vervolg, die ouens wat julle kinders doodmaak, vir al hierdie ouens, bid vir hulle en ook vir die gelowiges, bid vir almal, alle tipe gebede. Omdat God se hart is vir mense. So baie keer, as jy na Jesus se gebede en wat hy leer oor gebede, is daar iets van hierdie hart van hou aan bid. As die disciples, die een ding wat hulle vir hom vra, leer ons om te doen, is nie prediking, nie wonderwerke nie. Here, leer ons bid. Dit is nie omdat hulle nog nooit gebid het nie, hulle is Joodse mans. Maar ek dink hulle het iets gesien van wat Jesus doen, en die krag wat uit dit vloei, wat hom in staat sal om al die ander dinge te doen. En as hulle die bron kan kry, dan hoef hulle te worry oor die res nie, dit sal net gebeur. En dan sê, Here, leer ons bid. Ons wil iets verstaan van gebed soos wat U verstaan. En dan leer hulle Onse Vader. Nie as woorde wat jy uit jou kop uit moet ken en sê omdat dit meer, nie, hy gee raamwerk. En hy maak dit baie persoonlik. Hy sê, ons Vader. En Jesus sê, jou Vader. Maar laat U naam geheilig word. Dit gaan oor U. En U koninkryk, ons bid oor U dinge. Maar ons vra ook, gee ons daaglikse brood. En
vergeef ons sondes. Soos wat ons die res vergewe. Soos wat ons leef binne in U wil om ander ook te vergewe. En bewaar ons. Jakobus, die broer van die Here Jesus, gee vir ons so mooi uitleg oor waar om te bid en hoe om te bid. En ek wil in 'n sekere sin met dit afsluit. En hier is wat Jakobus skryf. Jakobus was net so in your face, dead to the point. Dis wat aangaan. Hy sê, as daar iemand onder julle is wat swaar kry, moet hy bid. Is daar van julle wat swaar kry? Party van julle kry fisies swaar. As een of ander prognose, as een of ander siekte, en jy kry fisies swaar, maar as jy bid. Party van julle kry finansiëel swaar. Party van julle kry hier tussen in jou kop kry jy swaar, in jou hart kry jy swaar. Jou geestesgesondheid is nie waar het moet wees nie. Jy staan in die oggende op en jy het hierdie swaar en jy beleef hierdie depressie en jy sukkel selfs om dit te versoen met jou teologie. Jy ken die versies van the joy of the Lord is my strength en moet oor niks bekommerd wees nie, maar en jy kyk na jou omstandighede en dis nie eers so erg nie, maar daar's iets hier binne in jou wat net soos dood voel. Jy kry swaar. Party van julle kry swaar omdat iemand 'n belofte aan jou gebreek het. Hulle sê hulle gaan iets doen, hulle het nie. Dis miskien 'n vernoot. Miskien was dit 'n huweliksbelofte. En jy het jou deel gedoen en daai persoon het nie hulle deel gedoen. En jy kry swaar. Wat is die bid? En dan sê hy ook, maar as daar iemand is wat opgeruimd is, moet hy lofliedere sing. Party van julle is nie op die oomblik in moeilikheid. Inteendeel, jy het 'n soet seisoen en 'n wonderlike seisoen en jy moenie skuldig voel oor dit nie. En Paulus sê, as dit jy is, sing lofliedere. Sing oor die ander, bid oor die ander, bid vir die ander. Ons weet hoe lank dit gaan wees nie, maar sing dan. En dan gaan hy aan, dan sê hy, as daar iemand van julle is wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente laat kom. En hulle moet vir hom bid, en hom met olie salf. En dit is nie omdat daar in die olie spesiale bestanddele is nie. Dit is iets verteenwoordiger van die salwing van God. En onder aanroep van die naam van die Here, dis hy wat die genesing bring. En as hulle gelowig bid, sal dit die sieke genesing bring. En die Here sal hom gesond maak. En as hy gesondig het, sal dit hom vergewe word. En dan sê hy, bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar. Sodat julle gesond kan word. Party van julle loop met staf in jou lewe vir hoe lank en jy het nog vir niemand ooit iets oor dit gesê nie. En jy dra die las en jy voel siek oor dit. En ek praat nie eens van fisiese siektes, iets hier. Sê bely dit. En bid vir mekaar dat jy kan vrykom. Die gebed van 'n gelowige of 'n geregtige persoon. Geregtig is nie omdat jy so goed is nie, dis omdat jy die geregtigheid van Christus het wat hy vir jou gegee het. Jy het jou sonde vir hom gegee, hy het betaal daarvoor en hy gee sy geregtigheid en jy leef vanuit dit uit. Die gebed van 'n geregtige het 'n kragtige uitwerking, is nie omdat hulle beter is nie, maar dit is 'n kragtige uitwerking. Waar is jy vandag? Wat beleef jy vandag? So, ons gaan die diens 'n bietjie anders afsluit as gewoonlik. Vir party van julle gaan dit heel moontlik ongemaklik wees. As gevolg van hoe jy groot geword het, as gevolg van wat jy gewoond is. En ek wil vir jou sê, ons wil net doen wat die Bybel sê. En ons wil 'n geleentheid skep om vir mekaar te bid. En ek het vir die gebedsspan gevra en vir die ouderlinge gevra en van ons lay counselors wat elke Sondag hier is na die diens om hier voor te wees en te bid. En ek wil jou uitnooi indien jy swaar kry, indien daar iets is waarvoor jy moet bid, indien jy wil tot redding kom. Indien jy siek is, indien jy swaar kry op een of ander manier, wil ek jy moet vorentoe kom en hier gaan mense wees wat vir jou bid. En jy hoef nie jou hele storie met hulle deel nie, dis okay. Maar laat hulle vir jou bid. En vir die res van ons gaan ons saam met die musiekspan gaan ons sing. En ons gaan die naam van Jesus oor hulle sing en oor mekaar sing. En ons gaan die hemel aanroep om iets bonatuurliks te kom doen deur sy gees, want dis hy wat dit doen. Hierdie is nie die tyd om nou in jou kar te klim en huis toe te gaan nie. Wees so oomblikie. En vertrou die Here iets kom doen. En ek wil jou uitnooi, kom doen. Ja, Pieter, maar ek het nie so lekker oor dit nie.
was 'n man gewees wat na Jesus toe gekom het omdat sy seun in 'n desperate situasie was, as bose gees in hom. En die disippels kry dit nie reg nie. Hy sê, as u kan, sal jy hom asseblief genees. En weet jy wat Jesus antwoord? As ek kan? Regtig? Ek kan enigiets doen vir hom wat glo. En weet jy wat is sy antwoord dan? Here, ek glo, maar help my in my ongeloof. Daar's 'n deel wat ek glo en verstaan, maar daar's 'n deel wat ek nie glo en nie verstaan nie. Help my in hierdie deel. En Jesus is nie soos, wat's fout met jou nie? Jesus se antwoord is soos, hy genees sy seun. Dit gaan nie oor hoe groot jou geloof is, dit gaan oor in wie jou geloof is. Jesus sê, al is dit so klein soos 'n mosterdsaadjie, in hom kan hy iets doen. En miskien is dit waar jy vandag is, en ek wil jou uitnooi. So ek gaan vir ons bid. En as jy so lank wil vorentoe kom, kan jy so lank kom. En dan gaan ons sing. Vader, U is die hoe groot en heilige God. U is in beheer. U is die naam bo alle name, Here Jesus. En in U is daar vryheid, en in U is daar lewe, en in U is daar verlossing. Ek wil vra, Here, dat U ons dat U ons sal kom ontmoet hier, waar ons is. Heilige Gees, kom doen iets bonatuurlik in mense se lewe. U is hier. Kom bedien mense. Kom bedien ons. Ons het U nodig. Kom help ons. En hier kom toe al die lof en al die eer en al die majesteit tot in alle ewigheid.